Goeiedag en welkom hier by Oase Aanlyn. Ons is so bly jy skakel saam met ons in en ons hoop jy gaan hierdie diens saam met ons geniet. Jy gaan vandag hoor hoe ek met jou gaan gesels oor hoe om Jesus se stem te hoor en wat se impak maak dit op jou lewe. So mag jy hoor wat hy vandag vir jou wil sê tydens hierdie diens. Geniet die diens saam met ons. En ons skop vandag ons reeks af, 'n nuwe reeks af. Lons, sit my die reeks tema op asseblief. Ons skop 'n reeks af vandag wat ons bietjie gaan gesels oor wat om te doen wat Jesus sê. Okay, en so ons het nou gepraat oor Matteus 7, het ek verwys na toe ons oorgevat het nou in die worship, maar ek wil jou nou 'n spesifieke skrifgedeelte wat ons vanoggend so bietjie uitmekaar uit gaan trek en so bietjie oor gaan gesels, wil ek nou toe vat. En dis Matteus 17 vers 5. En so ek gaan nou vir julle die opbou na hierdie oomblik te verduidelik. Dis waar die boodskap volgend gaan. Maar hoor hierdie woorde: Jesus en 3 van sy disippels is saam op 'n berg en God daag op. En God sê die volgende. Hy sê hy is my geliefde seun. 'n kind, hy is 'n kind so na aan my hart. Doen wat hy vir julle sê. Jy sien, God kom hier en hy gee vir ons 'n opdrag. Hy sê, doen wat Jesus sê. Dit wat hy doen, hy's na aan my hart, hy's my kind, julle kan vertrou wat hy sê, doen wat hy sê. En ons het gevoel, terwyl ek bid oor hierdie 4de kwartaal, aanvanklik voel ek, Here, moet ons hierdie reeks sê in die begin van volgende jaar doen. Jy weet, dit is mos 'n goeie manier. Doen 2026 wat die Here vir jou sê om te doen. En ek beleef vir die Here vir my sê, Marius, om te wag tot Januarie is soos om te wag vir 'n maandag om te diet. Want in die begin is jy excited, vandag eet ek net sop. Ek weet nie hoekom het ek gesê sop nie. Dalk is dit omdat dit reën op buite. Verklaring, ek haat sop. Okay? Dis dalk hoekom ek sop gesê het. En ons los dit vir volgende jaar en dan is dit great en dan begin ons great, maar wat as ons aan die einde van die jaar kies om hierdie te doen? Inteendeel, ek lees nou die dag 'n interessante statistiek rondom gewoontes. Hulle sê as jy besluit om op 'n Vrydag of op 'n Saterdag 'n nuwe gewoonte te doen en jy begin op die Vrydag of die Saterdag, die waarskynlikheid dat jy daai gewoonte gaan deurvoer skiet aansienlik op. Maar as jy dit doen op 'n Maandag en weird genoeg op 'n Sondag, die waarskynlikheid dat jy dit gaan deurvoer raak al hoe minder. En so daarom wil ek jou vandag vra, ons is aan die agterkant van 2025, kan jy glo, dit voel of hierdie jaar gevlieg het, voel enigiemand anders so? Al ons matriekouers, kan jy glo jou kind is 'n matriek, al laaste 18 jaar het gevlieg, nê? En ons is aan die einde van hierdie jaar. Maar ek wil jou vra, hoe gaan jy hierdie jaar klaarmaak? Gaan ons hoor wat God sê wanneer hy sê, dit is my seun, hy is so na aan my hart, doen dit wat hy vir julle sê. En so al ons temas waaroor ons gaan gesels hierdie kwartaal, gaan jou help om te doen wat Jesus sê. Ons gaan met jou kommunikeer oor wat sê Jesus vir jou en hoe om dit te doen. En so as jy wil weet waaroor ons gaan praat, as jy uitstap hierdie kant van die auditorium, gaan jy sien, aan die regterkant is daar 'n bord met al ons temas vir ons oggend en aanddienste. Gaan kyk, ek beloof, jy gaan opgewonde raak oor hierdie temas, want ek is opgewonde oor hierdie temas. Want kan jy net gesien, wie hier wil doen wat Jesus vir jou vra om te doen? Kan ek gesien? Okay. Maar kan ons ook vir mekaar sê, dis baie makliker om jou hand op te steek vir oggend hier, as wat dit is om dit eintlik te gaan doen. En daarom het ons mekaar nodig, en daarom gaan ons saam op hierdie reis gaan. So ek wil net 'n gebed doen vir ons vir hierdie reeks, so kan ek jou vra om jou oë net te sluit. Here, wil ons in hierdie nuwe reeks ingaan, mag ons hoor wat U vir ons sê. Mag ons hoor en mag ons dit doen. Jesus, ek kom bid dat ons nie sal wag en dink volgende jaar nie, maar Here, mag ons besef dat dalk hardloop ons tyd uit. Dalk is vandag ons laaste dag. Dalk is hierdie ons laaste maand op aarde. Ons sal nie weet nie, niemand weet nie. Maar Here, ons kom. Ek kom bid vir ons gemeente volgende. Ek kom vra, mag ons in gehoorsaamheid begin leef teenoor U. Here, in daai areas wat ons dit nie doen nie, kom identifiseer dit en mag ons doen wat U vir ons sê om te doen. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So my ons het nou vanoggend pastor appreciation gehad en een van my verantwoordelikhede is as pastoor is letterlik om oor jou om te gee. En ek gee om oor jou geestelike lewe, dis hoekom ek hierdie tema met jou deel. Ek gee om oor jou gesondheid en jou liggaam. I'm trying to practice what I preach. En ek gee regtig om oor jou en so dis hoekom ons bid vir siek mense en al die goed, maar ek gee ook volgend oor jou gehoor. En so vanoggend gaan ek, omdat ons oor jou omgee, wil ons graag ons wil 'n gehoortoets vanoggend hier doen. En seker maak jy kan ordentlik hoor.
Okay? Dis my verantwoordelikheid, ek moet seker maak jy kan hoor, en so gratis, jy hoef nie vir te betaal nie, ons doen dit verniet. Okay? So ons gaan na 3 klanke luister, en net toets hoe goed is jou gehoor. So hier's wat ek wil hê jy moet doen. Ek gaan tot 3 tel, en dan gaan nou 'n klank begin speel. As jy hierdie klank hoor, steek op jou, net een hand, kan net een hand opsteek, steek op jou hand. En kan ek asseblief vra, ons is volgende hier saam, in die teenwoordigheid van gelowiges, as jy nie iets hoor nie, moenie jou hand opsteek nie. Want Jesus sien jou, okay? En hy weet jy jok. Moenie jok nie, okay? So, kom ons luister na die eerste klankgreep. 3, 2, 1, speel hom vir ons. Okay, julle hoor hom. Okay, laat sak jou hand. Okay, sit asseblief af die klank. Okay, dit was almal. So, statistiek wys vir ons, as jy onder die ouderdom van 80 is, moet jy hierdie klanke hoor. Kan ek hoor, is enigiemand oor die ouderdom van 80 vanoggend hierso? Chappie het dit gehoor. Jy, ons gehoor is nog goed, hè? Kyk nou, ons gehoor is nog goed. Okay, nou gaan ons na die volgende een toe. Okay, so die volgende, dan gaan nou vir julle sê hoe oud moet jy wees om hierdie te kan hoor. So 3, 2, 1, speel hom vir ons. Ek moet vir julle eerlik wees, ek hoor niks. Maar ek dink is omdat ek hierdie kant staan van die speaker. Okay, laat sak julle hande. Kan ek gou hoor wie dit nie gehoor nie, steek gou op jou hand. Kyk hierdie eerlike mense vanoggend. Kan ons vir hulle lekker hande klap gee? Eerlike mense vanoggend hier. Okay. So as jy onder die ouderdom van 50 is en jy het hierdie gehoor, wel dan. As jy onder die ouderdom van 50 is en jy het hierdie nie gehoor nie. Ek is jammer om dit vir jou te sê. Maar jou ore is bietjie swakker as wat jy gedink het. En dan die laaste ene. 3, 2, 1. Ek sien baie jong mense se hande opgaan. Okay, julle kan julle hande laat sak. Okay. So die vorige een was 50. Hierdie ene sê hulle is 25. So kan ek gehoor wie hier oor die ouderdom van 25 het dit gehoor? Kan ek gesien? Ag, julle, ek is so trots op julle. Ek kon niks hoor nie, hoor. Ek is trots op julle. Okay? Nou, terwyl ek hierdie net so gou so interessant, terwyl ek hierdie voorberei, en daar's 'n rede hoekom ek hierdie gedoen het vanoggend, maar terwyl ek hierdie voorberei, toe gaan daarna ek nou hierdie klankgrepe op YouTube, en ek lees net so 'n bietjie die kommentaar op die video, en die een persoon sê daar, toe ek op skool was my juffrou 'n ouerige juffrou gewees, en ek sou hierdie op my foon gespeel het, en het die hele klas mal gemaak, en het almal gesê, sit dit af daai klank, en die juffrou kon niks hoor nie, en sy het gedink, sy almal freak uit, en die juffrou sê, ek weet nie wat aangaan nie, okay, so, dit gesê, hulle navorsing het vir ons gewys, dat, hoe ouer jy word, hoe slegter word jou gehoor. En dis hoekom, soos wat die klanke in decibels opgegaan het, of in kilohertz, of hoe kan jy dit meet, opgegaan het en meer geword het, so kon ons dit nie meer gehoor het nie. Want hoe langer jy op aarde is, en meer jy weet, jou gehoor begin agteruit gaan hoe ouer jy word. Nou hierdie is so in die fisiese realm, en wat ek nou al in my lewe agtergekom het, is dat dit wat gewoonlik in die fisies gebeur in die geestelik ook. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik saam met my te dink oor toe jy hart net vir Jesus gegee het. En as jy nog nie jou hart volgens vir Jesus gegee het nie, ek nooi jou uit om te doen, is die beste keuse wat jy in jou hele lewe sal maak, is om vir Jesus te sê, Here, ek volg U, ek gaan my alles gee vir U. Inteendeel, ons praat vanaand uit Romeine 12 uit, ons doen in ons aanddiens Romeine 12, en ons gaan fokus op Romeine 12, vanaf vers 1 tot aan die einde van Romeine 12, wat net fokus op, hoe verander jou lewe nadat jy jou lewe vir Jesus gegee het. Maar ek onthou, ek het my hart vir die Here gegee in 2010. So dis nou 15 jaar later, wat ek nou hier saam met julle staan. In 2010 het ek my hart vir die Here gegee, en ek onthou, hoe hy met my gepraat het, voordat ek my hart vir hom gegee het. Waar ek op 'n balkon gestaan het in Margate, en oor die see uitgekyk het op my matriekvakansie, en ek staan uit, en ek kyk oor die see uit, en ons het die dag so 'n bietjie gekuier, soos wat ek in my BC dae gedoen het, vergewe my. Ons het by 'n meisie se huis kuier. Ek sal nooit die meisie se naam was Ashley. Dit was haar pa se plek gewees, en ons het gaan kuier want een van my vriende het vir Ashley gelike, okay? En hier is nou by hierdie woonstel, en hulle almal is op binne besig om te kuier, en die diep gees wat ek is, gaan staan ek op die balkon en luister vir die see. En so terwyl ek luister na hierdie gedruis van hierdie see, hoor ek hierdie volgende woorde: Marius, is dit regtig wat jy met jou lewe wil doen? En dit nie verwys na die see luister, dit het verwys na die keuses wat ek gemaak het, en
hoe my keuses is besig om my net dieper en dieper en dieper te vat. En weet julle wat was my reaksie op hierdie stem wat vir my gesê het, is dit werklik wat jy met jou lewe wil doen? Ek dink nog nie ek het genoeg gedrink nie. Van julle was al daar. En ek stap in, ek sê van, boys, waar is die tequila? Yay, we doen shots, okay? Maar daar het iets in my gebeur daai dag. 'n Stem wat ek ken, maar nie ken nie. Ek het die stem herken, ek het vermoed, dis God wat met my praat. En dit was nie soos 'n Marius. Ja, Here. Dit was glad nie dit is ek het daar gestaan en ek het iets beleef. Ek het 'n vraag beleef. Kan ek gevra met wie hierdie al ooit gebeur? Steek gou op jou hand. Heel moontlik was dit God wat met jou gepraat het. Sien, ons verwag God gaan uit 'n brandende bos met ons praat en sê, Moses, trek uit jou skoene. Dit is nie noodwendig hoe God praat nie. Inteendeel, ek beleef hoe God begin druk 'n emosie op jou hart, of hy vra 'n vraag vir jou, en jy beleef net hierdie vraag, en dis wat in daai oomblik met my gebeur, en ek onthou ook al weggestap het, en later daai jaar gee ek toe my hart vir die Here. En toe ek my hart vir die Here gee, onthou ek so duidelik, toe ek net my hart vir Jesus gegee het, onthou ek hoe hy vir my gesê het, Marius, ek wil hê jy moet hierdie en hierdie verander in jou lewe. Ek wil hê jy moet begin anders praat. Ek het hom gehoor praat, hierdie Bybel. Ek lees die Bybel en dan hoor ek net, Marius, jy het nodig om jou pa te vergewe. Dis een van die eerste goed wat ek gehoor het. Marius, jy het nodig om minder saam met jou vriende na kuierplekke toe te gaan, want jy gaan relapse en jy gaan weer begin drink, soos wat jy het, en jy gaan in 'n dieper en donker gat gaan. Marius, ek wil hê jy moet ophou, ons het nie gewypie, ons het gehablie. Amper vra ek, wie van julle het ook, moenie jou hand opsteek nie, okay? En so ons het nog soos dieselfde ding gebou. Deesdae het hulle net soos 'n USB stokkie in hulle sak met flavor in. Okay, so dit gesê, toe ek my hart net vir die Here gee, toe sê hy vir Marius, ek wil hê jy moet ophou hierdie gedoen. En ek het gehoor hoe hy praat. Maar weet julle wat vir my interessant, en ek wonder hoeveel van julle kan vanoggend met my vereenselwig en kan sê ek stem met jou saam, is hoe langer ek hierdie pad met die Here stap, is nou 15 jaar hierdie jaar. En ek is in voltydse bediening. Voel dit vir my, daar's seisoene in my lewe waar die Here se stem stil geword het. Wat soos hierdie klanktoets wat ek nou net met jou gedoen het, wat gebeur is, ek raak gemaklik. Ek laat toe dat my ore swak word. En so goed soos wat ek hom in die begin gehoor het, dit begin minder en minder word. En my hart as een van die pastorale leiers in hierdie gemeente, is dat ons gemeente sal wees wat hoor wat Jesus sê. Julle moenie van my afhanklik wees om vir julle te sê wat God sê nie. Ek is dankbaar dat julle kom en julle luister en ek vertrou regtig dat die Heilige Gees hierdie preke vat en op vrugbare grond laat val en daar's opkoms wat uit dit uitkom, daar's groei wat uit dit uitkom. Dis wat ek die Here werklik voor vertrou. Maar jy het nie my nodig om by God te hoor nie. Ek kan jou help om sy stem te herken. Maar hoe hartseer sal dit wees as jy altyd van iemand anders afhanklik is om God te hoor? Jy sien, ons sê van die Nuwe Testament en die Heilige Gees het dit vir ons moontlik gemaak om God se stem te kan hoor. En die rede hoekom ek so hard hamer op hierdie gedagte van hoor, is as ons nie kan hoor wat hy sê nie, gaan ons nie doen wat hy vir ons sê nie. Was julle in 'n situasie, hierdie gebeur gereeld met my, hierdie het laasweek Sondag met my gebeur, waar iemand met my praat, en hulle sê vir my iets, en ek kan nie hoor wat hulle vir my sê nie, en ek sê het van, en ek kan nie vir jou sê wie hierdie was nie, maar een van my vriende kom by my, en hy sê vir my, net voor worship, of nie, die band is besig om te bid, en hy kom en hy sê vir my, Marius, my vrou is swanger. En ek sê van, want ek kon hom nie hoor nie. En ek sê van, nee, ons gaan nou ingaan, En hy kom na die diens na my toe, en hy sê vir my, hoor jy gehoor wat ek gesê het? Ek sê, ja, iets oor die band. Hy sê, nee, ek wil vir jou sê, my vrou is swanger. Ek het soos 'n put gevoel, kan ek dit net vir julle sê? En ek dink baie keer gebeur dit met ons met die Here. Die Here sê vir ons iets en ons is net van. En dalk sê die Here vandag vir jou, ek het nodig dat jy jou gewoontes moet verander en jy sê van. Ek het nodig dat jy beter na jou huwelik sal kyk. En God nooi ons vandag uit om te hoor wat hy sê en so wat ek die Here voor vertrou is dat ons werklik sy stem sal hoor en dat ons 'n gemeente sal wees wat nie net hoor nie, maar sal doen. Want dis wat ons nou net gelees het in Matteus 17 en so kom ons gaan in hierdie gedeelte vandag in. En ek wil dit vir julle, ek wil hier gebeur net so, ons was nou in Matteus 17, ek wil net so terugvat na Matteus 16 toe. Want Matteus 16 en Matteus 17 is eintlik baie nagekoppel aan mekaar.
Jy sien, ons het verse en opskrifte in ons Bybel, maar die oorspronklike manuskripte, briewe, hoekom dit geskryf is, het nie verse ingehaat nie. Die rede hoekom dit daar is net vir ons, as ek uit 'n gedeelte uitlees, dan weet jy waar ek uitlees. Maar wat dit dikwels vir ons doen, wat 'n nadeel van dit is, dit wys hierdie storie is een storie en hierdie storie is een storie. Maar Matteus 16 en Matteus 17 is eintlik baie na mekaar gekoppel. En dit leer ons iets oor luister. Die een is 'n waarskuwing en die ander ene leer ons dan in Matteus 17 dat ons moet hoor wat Jesus sê. En so kom ons gaan na Matteus 16 toe. En ek gaan vir jou net so vinnig vertel wat in die eerste 2 verse gebeur. In Matteus 16 lees ons dat Jesus kom en hy sê vir die disippels, ons gaan na 'n plek toe gaan met die naam Caesarea Philippi. Inteendeel, die Griekse sinspele op dat Jesus het intentioneel hulle na Caesarea Philippi toe gevat. Nou kom ek gee net gou so vir jou 'n klein bietjie agtergrond van Caesarea Philippi as jy nog nooit daar was nie of nog nooit 'n boodskap oor dit gehoor het nie. Caesarea Philippi is 'n plek waar Baal aanbid was. Dit was 'n plek waar die god Pan aanbid was. Dit was waar die seksgode was daarin gebid. Dit was 'n dodgy plek gewees. As ons in Klerksdorp 'n sataniese kerk gehad het, hierdie sal die ekwivalent wees van waartoe Jesus hierdie disippels gevat het. Nou ek weet nie wat jou prentjie van Jesus is nie, maar ek het al baie keer gehoor hoe die kerkmense praat. Ons gaan nie soontoe nie. En nee, dis nie net ou tannies wat ek is jammer. Dit is ook jong mense wat dit soms sê. Okay? Ja, ons sit nie ons voete daar nie. Maar Jesus intentioneel vat sy disippels na hierdie plek toe en toe hulle by hierdie plek is, stop hy en hy vra vir hulle 'n vraag. En hulle moet luister. En dalk vra God vandag vir jou 'n vraag. In Februarie het ek 'n preek gepreek rondom wat nou en ek het gewys dat reg deur die woord is God konstant besig om ons vrae te vra. En dis presies wat hier gebeur. Jesus staan hier tussen die afgode, daar waar, kan ek net vinnig vir julle vertel, daai Caesarea Philippi, daar's baie sterk bewyse dat daar kinders geoffer was daar, vir die afgod Pan. En Jesus vat hulle soontoe. En ek weet nie of jy al ooit in 'n plek was waar jy so 'n bietjie ongemaklik gevoel het, en dit voel vir jou iets kyk vir jou, maar jy sien regtig iemand anders nie. Ek wonder of hierdie plek nie so gevoel gehad het nie. En Jesus staan daar tussen hulle. Weet jy wat vra hy vir hulle? Hy vra vir hulle die volgende vraag: wie sê die mense is ek? Laat ons nog nie daai in nie. Al daai en af. Wie sê die mense is ek? En hulle staan daar. Nou dit is my fascinerend dat Jesus hier daai vraag vir hulle vra. Jy sien, want dit is maklik om op 'n Sondagoggend dat ek vir jou vra is, wie is Jesus vir jou? Nee, Jesus is my redder. Yay! Jesus is my voorsiener, woe! Jesus is my rots, yay! Hierso is dit maklik om dit te sê. Maar vat jou hier Vrydag aand na 'n braai toe waar almal dronk is en besig is met 'n leefstyl waarmee hulle nie met besig is nie en vra dan, wie is Jesus nou vir jou? Jy sien, en dis wat ek glo Jesus hier aan ons kommunikeer. Hy het nie toevallig hulle soontoe gevat nie. Hy het hulle intentioneel soontoe gevat. Hy het hulle in die diepste, donkerste plekke gevat en daar vra hy vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle gee vir hom 3 antwoorde. Die een sê, Here, hulle sê hy is Johannes die Doper. En hulle sê nie vir ons wie sê hierdie nie. So heel moontlik het die groep saam gesê, Johannes die Doper. Ja, ek het al dit gehoor. Ander een sê dat hy is Elia. En 'n ander een weer het gesê, Here, hy is Jeremia, die profeet. En dis wat hulle almal sê en Jesus vra vir hulle weer 'n vraag. Dis so tipies Jesus. Hy vra jou 'n vraag en dan antwoord jy en vra hy jou weer 'n vraag. Dis soos hy vra vir jou, is jy lief vir my? Ja, Here, ek is lief vir u. Sê, okay, gaan jy daai goed los? Opgevolg met 'n vraag. En hierso kom Jesus en hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? Hulle gee hierdie 3 mense se name. En hy sê, okay, maar wie sê julle is ek? Jy sien, want dit is baie maklik in ons kultuur, in ons Afrikaanse, wil ek so ver gaan as om te sê blanke kultuur, is dit so maklik om te sê ek is 'n Christen, want almal om my is dit. My vriende glo in Jesus, my ouers in Jesus glo, ek is gedoop as 'n kind in die NG Kerk, my vormde kerk, Jesus. Maar kan ek vandag vir jou sê, Jesus wil nie 'n tweedehandse verhouding met jou nie, hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Hy wil jou persoonlik ken. En daarom vandag vra Jesus dalk vir jou, wie sê jy is ek? Wanneer jy by hierdie 4 mure uitstap en jy stap in jou werksplek en jy stap in jou huwelik in, jy stap in daai gemors wat jy jouself dalk vandag in bevind, vra vir jouself die vraag af daar, wie sê ek is Jesus hier? En dis presies wat hy hier vir hulle vra. En weet julle wat sy reaksie? Hulle almal raak so stil. Het julle, ek weet nie of julle ook so was op skool nie, maar ek onthou toe ek op skool was, ek het 'n groot mond, ongelukkig nie. Ek praat nie van fisies nie, ek praat baie, okay?
En ek het baie meer met Petrus in gemeen as wat ek daarvan sal om te herken. Maar ek praat baie maklik. Ek sê partykeer goed, dan dink ek, Marius, plaas, het jy net stil gebly. En my vriende het hierdie geweet. En gewoonlik wanneer iemand iets gevra het, dis, Marius, sê jy? En sê hulle vir my, steek jou hand op. En heel moontlik in hierdie gedeelte is dit wat gebeur het. En hulle almal is soos, ons het geweet Elia, ons het geweet Jeremia, ons het geweet Johannes die doper, want dis wat almal sê, maar nou vra hy, okay, maar wat is jou opinie? En dan kan net sien hoe dit so stil word. En Petrus wat ons nou weer gaan sien later, het ook 'n groot mond en praat baie vinnig. Sê, Here, U is, en jy kan dit vir my opsit, Lans, hy kom hier so en hy sê, vers 16 tot 17, Simon Petrus het geantwoord, U is die Messias, die Seun van die lewende God. Hy kom verklaar, Here, U is God. U is nie net nog 'n mens, of nog 'n rabbi, of net nog iemand, U is God. Dis sy verklaring. En van daarvan gaan ons antwoord Jesus om terug, en hy sê, gelukkig is jy Simon, seun van Jona, want my hemelse Vader het dit aan jou bekend gemaak. Hierdie wete het jy nie van enige mens ontvang nie. Nou hoor mooi wat ek vanoggend hier vir jou sê, is Petrus het boontoe gehoor. Die ander disippels wat die ander goed gesê het om hulle gehoor. En ons leef in 'n samelewing, en een van die uitdagings wat ons mee leef, is ons leef in 'n wêreld waar daar baie geraas is, en baie opinies is, en baie mense het 'n klomp goed te sê oor God, en die pad hemel toe, en hoe jy jou lewe moet leef, en ag, is dit regtig so erg as jy dit en dit en dit doen, en ons luister om ons. Maar wat ek sien wat Petrus hier gedoen het, is hy het opgeluister. Hoor wat Jesus vir hom sê, hy sê, jy het nie hierdie by mens geleer nie, jy het nie hierdie om jou gehoor nie, jy het hierdie by my Vader gehoor. Nou as 'n familie, vanoggend wil ek jou uitdaag, en jy sal sien as jy op die YouVersion Bible app gaan, die van julle wat nie weet nie, ons het 'n YouVersion, op YouVersion, soek net oor Ase Gemeente by die search, en daar sal jou Ase Gemeente kry, ons notas vir vanoggend en vir vanaand is daarop, en as jy op daai notas gaan, sien ek het vir jou vrae daar neergeskryf, en deel van hierdie vrae wat ek al neergeskryf het is, wat is die goed in jou lewe, wat besig is om by jou te steel? Wat is die goed in jou lewe wat stemblokkers is, dat jy nie God se stem kan hoor nie? Want God praat, ek sê dit weer, dis hoekom ek vanoggend nie kom bid het, Here praat nie. Ek glo God praat, God het nog nooit ophou praat nie, ons het dalk ophou luister. En vanoggend te sê, Here, wat is dit wat so hard in my lewe is? Dalk is dit ander mense se opinies, maar kan ek vanoggend ook eerlik wees? Dalk is dit pyn. Ek het al agtergekom dat pyn skree, en jy sukkel om God te hoor oor daai pyn. En daarom volgende Sondagoggend, kan ek net vir julle sê, ek is so opgewonde vir volgende Sondag. Volgende Sondagoggend gaan ons gesels oor hierdie gedagte. Hoekom vat God so lank? Wat moet ek doen terwyl ek wag? God het 'n belofte gemaak, die belofte het nog nie tot vervulling gekom nie. Here, wat nou? Volgende Sondag gaan ons oor dit gesels. Ons gaan praat oor daai stem wat skree in ons lewe. En hoe om God se stem te hoor en wat doen jy in daai seisoen? Dis volgende Sondag. Maar ek wil vandag vir jou sê dat ons het nodig om nie net om ons te luister, ons het nodig om na God te luister en te identifiseer wat maak die stem van God stil om ons, sodat ons kan opluister. En dan gaan ons na Matteus 17 toe. So Matteus 16 gebeur, Jesus vat hulle Caesarea Philippi toe, hierdie verklaring word gemaak deur Petrus, hy hoor by God, en dan sê dit 6 dae later, so net gou so op die tydlyn, hierdie is plus minus so 6 maande voordat Jesus kruis toe gaan. Nou as ek volgende vir jou moet sê, jy gaan oor 6 maande doodgaan, wat sou jy gedoen het? Sou jy seker gemaak het dat almal weet wat hulle moet weet? Dis wat Jesus hier doen. Jesus kom maak seker dat hulle weet hy is die Messias. Hy kom maak seker dat hulle moet na God luister. En hier gaan ons nou sien hoe God weer eens praat en hoor en dis die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, en ek lees dit graag vir jou, Matteus 17 vers 1 tot 9. 6 dae later neem Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saam met hom. En vat hulle teen 'n hoë berg uit waar hulle alleen was. En daar terwyl hulle na Jesus kyk, het sy voorkoms verander. Sy gesig het begin straal soos die son. Sy klere het skitterwit geword en wonderlik. Toe verskyn Moses en Elia voor hulle en voer gesprek met Jesus. Petrus sê toe vir Jesus, Here, dis wonderlik om hier te wees. As u wil, sal ek hier 3 skuilings oprig, vir u een, vir Moses en vir Elia, maar terwyl hy nog besig was om te praat, oordek 'n helder glansende wolk hulle, en daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, hy is my geliefde seun, hy is 'n kind so na my hart, doen wat hy vir julle sê.
En toe hulle dit hoor, het die disippels op die grond neergeval. Hulle het groot geskrik en daarop kom Jesus na hulle toe en sit sy hand gerusstellend op hulle. Staan gerus op, moenie bang wees nie. En toe hulle opkyk, sien hulle niemand anders meer daar nie, net vir Jesus alleen. Terwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle beveel: julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het nie, totdat ek die seun van die mens uit die dood opgewek word. Sien, hierdie is die storie wat ons nou opbou. Van Caesarea Philippi, 6 dae later, kom ons hier by 'n berg. En dit is 'n hoë berg. En ons is nie presies seker wat se berg is hierdie nie, maar ons weet dit was 'n hoë berg. En ons weet dat dit hulle lank gevat om hierdie gedeelte te klim. Inteendeel, as jy hierdie selfde verhaal gaan lees in Lukas, dan vertel Lukas vir ons dat hulle het opgeklim en dit was heel moontlik al aand gewees toe hulle bo gekom het. En ons dink baie keer om Jesus te volg. En so net so terloops, berge in die Bybel is simbolies van moeilike tye. Berge in die Bybel is dikwels simbolies van goed wat oorkom moet word om by iets anders uit te kom. Dis hoekom Dawid praat van die valleie en hy praat van die berge. Jy moet op die berg gaan om by God uit te kom. Dis die ander ding. Om by God te kan uitkom, moet jy deur die berg gaan. En partykeer het ons hierdie illusie dat om God te volg is maklik. Maar kan ek vandag vir jou sê, dis nie altyd maklik nie, maar dis altyd die moeite werd. Ek het gehoop iemand gaan baie harder as dit amen sê. Dis nie altyd maklik om God te volg nie, maar dis altyd die moeite werd. Ek is bly jy luister. Sien, ek toets jou gehoor. En so Jesus vat hulle hier na 'n berg toe en hulle begin stap en dit is moeilik. Nou, hulle het plakkies gedra. Kyk, ons stap met ons high-techs en ons, jy weet, stap, ek weet Solomons, ek is dit nog 'n ding. En jy klim daai berg uit en jy weet, jy maak seker, het jy al met plakkies probeer bergklim? Nog erger as om berg te klim met plakkies is hardloop uit met plakkies. Hulle kom vir jou voete af, is amazing. Okay, sorry, humor, my kop. Ek's jammer. So wat gebeur as hulle plakkies, hulle klim saam met Jesus, dis nie maklik nie. Hulle kom bo op die berg en toe hulle bo op die berg kom toe die rede hoekom hulle gegaan het en dit staan ook in Lukas se evangelie, is hulle het saam Jesus gegaan om saam met hom te bid. Maar let net gou saam met my op. Het hy al 12 disippels saam met hom gevat? Nee. Hy het 3 disippels saam met hom gevat. 3 van sy naaste disippels en hierdie leer vir my iets. Dit is okay in my lewe as almal nie noodwendig in my binnekring is nie. En daar's iemand wat nodig het om dit te hoor. Jy wat ekstrovert is en jy laat net nog mense en nog mense en nog mense en nog mense. Jesus het verstaan ek gaan saam met hierdie 3 gaan. En partykeer het ons nodig om 'n binnekring te hê van 3 wat saam met ons die pad stap en daar is vir ons en hulle sien die great oomblikke, maar hulle sien ook die moeilike oomblikke. Hulle gaan bid saam met ons. Het jy daai 3? Dis wat ons gereeld oor praat by ons manneoggende op donderdag, is ons praat oor wie het jy met wie jy praat. Sien, want ons praat nie altyd met mekaar en Jesus vat hierdie 3 saam met hulle en hulle kom op bo en hulle raak aan die slaap en iewers terwyl hulle aan die slaap raak, die volgende oomblik maak iets hulle wakker. 'n Lig. Maar dis nie die son wat opkom nie, dis net soos 'n lig. En ek weet nie of dit al met jou gebeur het, dit het met ons gebeur, toe die krag af was nou die aand, jy weet. Nou sê ek vir Jeannie, maak net seker, ons bly daar in Flamwood en die krag was heel hand afgewees, okay? Iemand het 'n kabel gevat wat hulle nie moes nie, iets soos dit, okay? En die krag is af, en ek sê vir Jeannie, maak net seker, ons sit al die ligte af, want het dit al met jou gebeur terwyl jy slaap, dan was dit load shedding gewees en jy het nie die switches afgesit nie, dan kom die krag aan, en so, Here is hier, is die lig, okay? En so, wat gebeur is maak seker as dit al die ligte af, en hierdie ouens slaap daarbo, hulle is veronderstel om eintlik saam Jesus te bid, nie goeie vriende nie, en hulle doen dit later in die tuin van Getsemane ook, maar hier slaap hulle lig, en hulle maak hulle oop, en hulle sien vir die eerste keer, sien hulle Jesus verheerlik. En al wat hierdie eintlik is, dis nie 'n wonderwerk wat hier gebeur nie, die wonderwerk nog tot dusver toe is die feit dat nog niemand Jesus verheerlik gesien het nie, want Jesus was vol God en vol mens, en so sy heerlikheid was onderdruk, want die mens kan nie werklik God se teenwoordigheid beleef nie. Inteendeel, Moses maak hierdie opmerking, en jy kan dit gaan lees in Exodus, waar hy met God op die berg gaan praat, en sê hy vir God, Here, beweeg tussen my en die klip verby, want as ek hier aanskou, sal ek dood neerval. En so Jesus in hierdie oomblik word 'n gedeelte van hom geopenbaar aan hierdie 3 manne wat saam met hom op die berg is, en dit is net soos lig wat skyn. En dit is insane, want wat saam met dit gebeur is, daar's 2 ander ouens daar. Moses en Elia. En ek weet nie, iemand vra my in die week wat ons doen op 'n donderdag, en kom ons span by mekaar en dan bid ons vir die diens en ons worship bietjie so saam en ek deel met hulle waaroor ek gaan preek. En een van die interns vra vir my, hoe het hulle geweet dis Moses en Elia? Nou,
teologies sal ek antwoord deur te sê, God het dit aan hulle openbaar. Jy weet daai wat ek nou gesê het, van God het vir my gesê, Marius, is hierdie werklik hoe jy lewe wil leef? Dalk het God op hierdie 3 ouens wat saam met Jesus was, vir hulle gesê, hierdie is Moses en Elia. Of, toe hulle daar is, toe soos 'n, jy weet soos in die movies, dan soos 'n Moses. En hy staan in sy hare waai, en hy die staf, en Elia vuur wat in die hemel uitkom. Jy weet, en so, dis hoe ek die Bybel lees. Kyk, maak op myself interessant. En hier is hierdie 2 ouens saam met Jesus op die berg. En hulle kyk hierna en is mal, en nou die teologiese vraag wat jy moet vra vanoggend is, hoekom daai 2 mense? Hoekom het Samson nie daar gestaan nie? Hoekom het Gideon die rigter nie daar gestaan nie? Of Jeremia, hoekom hierdie 2 mense? Want in die Joodse kultuur verteenwoordig Moses die wet. En Elia, ekskuus man, nou sê ek Elia, as ek nou hier gaan kyk en Elia, en Elia is aan die ander kant, en Elia verteenwoordig profesie. Die hoofprofeet en die persoon wat die wet verteenwoordig. En as jy hierdie 2 ouens kyk, wie staan in die middel van hulle? Jesus. En hierdie is dalk 'n bietjie teologies vanoggend en bietjie dieper as net jou average Bybelstudie, maar hoor vanoggend hier, die wet is aan die een kant wat sê, ons kan nie onsself red nie. Aan die ander kant is daar 'n profesie wat sê, maar daar kom een wat ons kan red. En Petrus, Petrus, ek is so lief vir Petrus. Petrus in hierdie oomblik sien hierdie gebeur, besef nie wat gebeur nie, en ons almal het so een vriend, wanneer hulle eintlik moet stil bly, dan praat hulle. Daar was een oggenddiens hier gewees, waar iemand hier gepreek het, en die persoon vertel, dat sy sussie is, maar dis 'n charismatiese persoon, en hierdie persoon preek, en is 'n pastoor van die Kaap af, en hy preek, en hy vertel oor sy sussie wat in die hospitaal is, en of oor die Here wat goed is, en hy sê, en toe gaan my sussie hospitaal toe, en sy lê op haar sterfbed, en die hele dienswees was dit, amen, amen, en hierdie persoon besef nie dat hierdie pastoor sê nou sy sussie lê op haar sterfbed nie, en voor hierdie persoon is sê, amen, en hulle maak so, en dit was die snaakste ding om te sien, dat hierdie persoon sê iets wat hulle nie moes nie in 'n oomblik. Ken julle sulke mense? Kyk gou, ken jy sulke mense? Ek is gewoonlik daai persoon, ek sê iets wanneer ek dit nie moet sê, en ek plaas dit net stil gebly, en hier doen Petrus presies dit. Hy sien hierdie 3 ouens in plek so van hom te sê, wow, God is goed, sê hy, Here, dis amazing, kom ons bly net hier. Jy het ook al so op 'n Sondag gevoel? Jy beleef God se teenwoordigheid so amazing, en so wonderlik, en hopelik is die preek vir jou nice, en jy voel, ek wens ek kan die hele week net hier bly. Die sitplekke kan 'n bietjie gemakliker wees, maar feit in dit, hier's goeie koffie, ek seker hier's iets iewers om te eet. Ek kan net hier bly. En dis hoe Petrus in hierdie oomblik voel. En dit is vir my interessant as jy daai skrifgedeelte gaan lees in Matteus 17. Dit sê terwyl Petrus nog besig was om te praat, toe maak God hom stil. En God sê vir hom, hierdie is my seun. Nou ek is so dankbaar, God het my mos nog nooit stil maak, waar ek met iemand praat en dan begin God behoor my praat nie. Mag ek altyd luister wat hy sê, want dan gaan hy jou nooit interrupt nie. Jy sien, want dis die ding, Petrus het dit homself uitgepraat en nie het God uitgepraat nie. Kan jy seker wees, daar's mense in hierdie wêreld, wat hulle sê is uit hulle self uit en nie uit God uit nie. Mense wat preek, toets alles met die woord. Altyd, toets dit met die woord. As jy opinie hoor, toets dit met die woord. En Petrus hier praat uit homself uit sy eie, ek wil hierdie beleef, ek wil vir altyd hier bly. Jy sien, is selfsug. En een van die goed wat maak, dat ons nie doen wat Jesus sê nie, is selfsug. En in hierdie oomblik kom God en hy praat boor Petrus en hy sê, Petrus, bly nou stil. Hy het nie dit gesê nie, maar dis wat hy gekommunikeer het. Hy sê, hierdie is my seun, vir wie ek lief is. Hy is so na in my hart. Doen wat hy vir julle sê. Ons het nodig om te luister wat Jesus sê, voordat ons kan doen wat hy sê. En so daarom vanoggend, Oase familie, wil ek jou vra, ken jy nog sy stem? En ons het verskeie redes hoekom ons dalk vanoggend hier binne kan sit en nie sy stem ken nie. En met dit wil ek land vanmôre. En die eerste een is, jy dien al lank die Here, en jy het gemaklik geraak. En dit het vir jou net nog iets geword wat jy aftik. Jy sit op 'n Sondag na Sondag hier, en ek is bly jy is hier. Ek glo, dis die beste plek waar jy vanoggend kan wees, is om tussen ander gelowiges te wees. En jy is hier vanoggend en is great, maar is net nog iets wat jy doen. Dit was vir my so interessant toe ek julle dop gehou het
van my perspektief af toe ons die oortoets doen, as van julle wat so gemaak het. En die feit dat jy so gemaak het, sê, jy het nie gehoor nie. Maar daar was 'n begeerte om te hoor. En wat ek die Here voor vertrou vanoggend toe ek dit sien, toe sê ek, Here, mag ons so weer begin leef as gelowiges. Mag ons intentioneel wees in ons hart, ag ons oor na in die hart sit en sê, Vader, wat is u hart? Ek wil hoor wat u sê, sodat ek dit kan doen. Dis die uitnodiging van God vanoggend aan my en jou. En soos dit vanoggend jy is, gaan ek nou vra vanoggend dat jy op jou voete sal staan. Ek wil vir jou vanoggend bid. En dalk het die Heilige Gees reeds vir jou gesê, staan op. Jy dink, nee man, ek sal dit nou by die huis doen. Kan ek vanoggend vir jou sê, moet dit nie nou by die huis doen nie. Maak nou die keuse. Jy dien al so lank die Here, jy het ophou na hom luister. Kan ek vra, so enigiemand vanoggend, kan ek opstaan? Ek wil vra, as dit jy is, staan op. As daar niemand is nie, is dit fyn, dan staan ek op. Ek is die enigste persoon wat sal staan daar. Jy sien, ons dink is net ons. Is net ek. En dan kom God en dan sê, sien net jy nie. Dis ons. Ek staan volgens saam met julle, kan ek dit sê. Sommige in my lewe wat ek sê, Here, wil U nie net duideliker praat nie. Ek wil nie iets doen by hierdie gemeente wat nie in lyn staan met sy hart nie. En partykeer voel dit vir my, ek is so bekommerd oor wat volgende moet gebeur en ek is so bekommerd oor 'n persoon se opinie en ek is so bekommerd oor 'n klomp goed en oor hierdie en daai goed het harder geword as sy stem en ek luister nie meer so na sy stem nie. En vanoggend beleef ek, hy nooi ons uit en hy sê, my kind, moenie toelaat dat jy lank saam met my leef, dat jy geestelik doof word, soos wat ons nou gehoor het, maar 'n ander toets nie. Of jy vra om net so te staan bly. As jy volgend hier sit, en jy val in die tweede groep van mense, wat sê, ek het nog nooit regtig sy stem gehoor nie, maar ek wil sy stem hoor. As 'n klomp goed in my lewe, wat harder is as God op hierdie oomblik, en ek wil sy stem hoor, as dit jy is volgende, jy sê, Here, ek het 'n begeerte om die stem te hoor, maar ek hoor nie nou die stem nie, gaan ek jou vra om ook op te staan asseblief. Yes. Ek sien, ons staan iemand op. Ek wil God se stem hoor. Dis ander goed wat harder is as sy stem. Vanoggend gaan ons hom vra om ons ore oop te maak. En ek gaan 'n gebed oor jou bid en dan gaan ons hierdie liedjie saam sing. Turn your eyes upon Jesus. Dis wat ons saam sing, nee. Turn your eyes upon Jesus. En wanneer jy vir hom kyk, gaan jy sien sy mond beweeg. En geestelik gaan jy hom hoor volgens, dis wat ek die Here voor vertrou. So kan ek jou vra om net so in jou oor te vat. Net so in jou oor te vat. As 'n profetiese aksie volgens om te sê, Here, hierdie is waarvoor ek bid, Here. Ek kom bid vir my gees, ek kom bid vir my siel se ore. Here, ek kom bid vir elkeen van ons wat in hierdie vertrek vanoggend staan met hierdie hartsbegeerte. Ek wil God hoor. Ek wil U hoor sodat ek kan gehoorsaam wees in dit wat U sê. Here, en ons sal volgende week praat oor die gehoorsaamheid, maar vanoggend wil ons net kom vra, laat ons hoor. Here, en vir ons wat ons so lank 'n pad met U stap dat ons gemaklik geraak het. Here, kom vra ek vanoggend asseblief, mag ons weer soos wat ons lees in 1 Johannes, Here, mag ons weer hierdie eerste liefde weer wakker maak. Hierdie begeerte om weer U stem te hoor. Here, soos 'n man en 'n vrou wat begin uitgaan en hulle bly ver van mekaar, wat ons nie kan wag vir daai oproep om daai persoon se stem te hoor nie. Here, meer as dit, kom vra ons vanoggend, mag ons weer 'n begeerte, 'n passie hê om U stem te hoor en nie weer net gemaklik terug te sit nie. Maar Here, vir ons wat vanoggend hier is, wat toegelaat het dat die goed wat in ons lewe gebeur, ons luister om ons en ons luister nie meer op nie. Kom vra ek, Here, mag ons weer opluister. Mag ons intentioneel sê, Here, praat, U dienaar luister. Mag ons gehoorsaam wees in dit wat Matteus 17 sê. Hierdie is my seun, wie ek welbehaag en dit wat na my hart is. Doen wat hy vir julle sê. Here, ons wil vanoggend hoor wat U sê, sodat ons dit kan doen. En so vanoggend vra ons, kom genees geestelike ore. Ons draai ons fokus nou op U, Jesus. Kom praat, ons luister. Ek sluit hierdie diens af deur die volgende te sê. Toe God gesê het, hierdie is my seun in wie ek welbehaag het, toe verdwyn die profeet en die wet. En wie bly oor? Jesus, want Jesus is die vervulling van die wet. Hy is die vervulling van profesie.
En vanoggend is van ons wat ook bang is om na Jesus te luister, want ons is bang dit wat hy vir ons gaan sê, gaan te moeilik wees. Maar Lance wys my iets so mooi donderdag toe ons hieroor praat. Hy sê, toe Jesus vir hulle by hulle kom, nadat die ander verdwyn het, en hulle het neergeval toe God begin praat, en Jesus kom by hulle, weet jy wat het Jesus vir hulle gesê? Hy het nie vir hulle gesê, ja Petrus, hoekom het jy nou alweer gepraat, en nie geluister nie. Hy het nie vir hulle gesê, jy weet, julle is net besig met julle eie goed nie. Jesus se reaksie, sy het afgekniel, en het sy hande op hulle gelê, en hy het vir hulle gesê, staan op, en moet nie vrees nie. So, ons moet nie bang wees vir Jesus se stem nie. Want dit wat Jesus ons na toe nooi, is 'n lewe wat alles gaan verander. En dit wat hy jou na toe nooi, hoef jy nooit voor bang te wees nie, jy moet opgewonde wees. En so ek wil vanoggend daar afsluit deur vir jou te sê, as die vyand jou bang gemaak het om te luister vir God, maak stil sy stem. Want God se stem gaan jou altyd na 'n beter plek toe vat as wat jy nou is. Partykeer ongemaklik, maar definitief die moeite werd. Luister wat hy vir jou sê. En van volgende week af gaan ons praat oor hoe doen ons dit. Ek hoop jy het vandag geleer hoe om Jesus se stem beter te hoor en die waarde daarvan om werklik te hoor dat hy met jou praat. Dalk is jy iemand wat nou al 'n rukkie saam met Jesus se pad stap en soos daai voorbeeld wat ons vandag tydens die diens gespeel het, waar jy dalk in die begin kon gehoor het en aan die einde kon jy nie gehoor het nie. Miskien het jy in jou verhouding met Jesus, soos wat jy hierdie pad met hom gestap het, so gewoond geraak dat jy nie meer intentioneel luister nie. Ek wil jou vra om 'n oomblik te vat en 'n joernaal te kry of iewers te stil te gaan staan en net hierdie gebed te bid. Here, ek wil u stem hoor. En dan 'n 5 minute timer op jou foon te sit. Daai 5 minute timer te stel, geen notifications nie, geen kinders wat pla nie, so jy gaan moet tyd maak hiervoor en net daai 5 minute en daai 5 minute beloof ek vir jou gaan soos 'n ewigheid voel. Net daai 5 minute te vat en net te luister. Wat hoor jy? En dan kan jy beloof aanvanklik gaan dit vir jou moeilik wees. Aanvanklik gaan jy dink oor wat môre moet gebeur of die huis wat nog skoon gemaak moet word. Ek wil jou vra, skuif dit een kant toe en soek sy stem. Onthou wat ek in die boodskap gesê het, luister op en nie om jou nie. Hoor wat hy vandag vir jou wil sê. So dis die eerste oefening wat ek jou wil vra om te doen. Maar die tweede ding wat ek jou wil vra om te doen vandag is, gaan identifiseer wat is besig om sy stem stil te maak in jou lewe. Dalk is dit sonde, dalk is dit 'n gejaagde program, dalk is dit jou eie gedagtes. Gaan identifiseer daai goed en sê vir jouself, hier is hoe ek daai stemme gaan stil maak. En dan gebruik jy dit wat jy vandag geleer het in die boodskap en sê hier is hoe ek God se stem harder gaan maak in my lewe. En ek wil jou uitnooi, joernaal dit, skryf dit neer, sit dit iewers waar jy jouself gaan herinner, hierdie is hoe ek gaan hoor en gaan doen. Mag hierdie boodskap nie net iets soos wat jy hoor nie, maar iets wat jy doen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het en kan ek jou asseblief vra, share asseblief hierdie boodskap met iemand as dit vir jou iets beteken het. Share dit op jou sosiale media. Dalk is daar iemand anders wat nodig het om dit te hoor en kom ons maak seker die goeie nuus van Jesus Christus gaan in die wêreld in. Jy moet 'n geseënde dag verder hê.